op lig, Maluti FM 97.1. Ek is Willem Lombard en ek wil graag in hierdie paar weke voor Kersfees 'n bietjie praat oor Kersfees en die voorbereiding daartoe. Laat weet gerus, wat doen julle om gereed te maak vir Kersfees? Of is dit net 'n aanloop met baie presente en baie goed gekoop in vakansie? Of kry julle dit reg om ook 'n geestelike dimensie werklik te laat deurgaan? Nie net van jou nie, maar ook na jou familie, na jou mense rondom jou. Wat doen julle en hoe doen jy dit? Hoe kry jy dit reg? Dit is partykeer 'n bietjie moeilik, want so baie van ons is opgewonde oor sekere dinge en ander is oor ander dinge opgewonde en die kinders sien net uit na Kersfees of vakansie. So, hoe doen jy dit? Ons weet hierdie tyd van Advent, wat ons noem die laaste 4 weke voor Kersfees, is in die kerkkalender die tyd van Advent. Nou die oorsprong van die gebruik van Advent is al lankal in die Christelike kerk. Die term Advent kom van die Latynse woord Adventus, wat koms of aankoms beteken. In die Christelike konteks verwys Advent na die 4 weke van voorbereiding en verwagting voor Kersfees, die geboorte van Jesus Christus. Die gebruik van Advent het sy oorsprong in die vroeë Christelike kerk, waar gelowiges tyd wou wy aan selfondersoek, boetedoening, geestelike voorbereiding vir die fees van Kersfees. En dis waar Advent vandaan kom. Van lang terug af wat mense nie net wou die dag Kersfees vier met, selfs met kerk toe gaan of met bewus wees van Christus nie, maar 'n tyd van voorbereiding. Interessant, in die Oosterse en die Westerse kerke is daar 2 klemme op hierdie Advent. In die Westerse kerk, soos die Romeinse Katolieke kerk en ons Protestantse kerke, begin Advent op die 4de Sondag voor Kersfees. En het fokus op die verwagting van die koms van Christus in 2 vorme. Ons moet dit mooi verstaan. Sy geboorte, wat Kersfees is, en sy wederkoms, wanneer hy weerkom. Soos die 2 kere wat sy koms gaan gebeur. Hy het gekom met sy geboorte, hy gaan weerkom. In die Oosterse Ortodokse kerk begin Advent ook 4 weke voor Kersfees, maar dit beklemtoon eerstens die wederkoms van Christus, soos ons, en dan ook die eskatologiese dimensie van sy koms. Nou, ons gaan nou 'n bietjie kyk, wat beteken eskatologiese dimensie van sy koms? Dit het iets met die afwagting van sy koms te maak. Nou, ons het reeds gesê, Advent duur gewoonlik 4 weke, en dit stem ooreen met 4 Sondae voor Kersfees. En elke Advent het gewoonlik 'n spesifieke tema. Dit word gewoonlik gekoppel aan hoop, vreugde, vrede en liefde. En tydens hierdie tyd word daar Adventskrans gebruik. 'n Krans van groentakke met 4 kerse, waarvan 1 elke Sondag aangesteek moet word. Nou, kom ons kyk net gou, wat is die verskil tussen Advent en Kersfees? Advent en Kersfees is aan mekaar natuurlik verbonde, is natuurlik 2 kante van dieselfde muntstuk, kan ons maar sê. Maar Advent fokus op die voorbereiding en die verwagting, die afwagting, terwyl Kersfees vier die daadwerklike koms van Christus, en dit herdenk dan ook die geboorte van Christus. Advent is 'n tyd van selfondersoek, van gebed, nadenke, terwyl Kersfees 'n tyd van fees en feesviering is en aanbidding is. Advent berei gelowiges geestelik voor op die koms van Christus. Nou, om te sê, Advent berei ons voor, is eintlik heeltemal verkeerd. Ons kan sê dat ons as gelowiges Advent tyd, hierdie 4 weke voor Christus, kan gebruik as 'n tyd van geestelike voorbereiding op die koms van Christus. Want dit bied 'n tyd vir refleksie, besinning en gebed. En die 4 temas, wat ons nou reeds genoem het, hoop, vreugde, vrede en liefde, komplementeer die betekenis van Kersfees en herinner gelowiges aan die dieper betekenis van hierdie fees. So, ons het 4 Sondae, en dan dink ons in hierdie 4 weke besonderlik oor wat gebeur het, wat gaan gebeur oor ons lewe, en ons bepeins dit. En dan is ons geestelik op 'n ander voorbereide vlak gereed vir Kersfees. En dis wat ek gevra het in die begin. Wat kry jy en hoe kry jy dit reg om Kersfees geestelik voorbereid te wees, om
om 'n dieper dimensie tog as die lekker saamkuier van familie en lekker saam eet in persentheid deel. Ons weet daar's 'n dieper dimensie, ons weet dit. En tog ontbreek dit baie keer en dit is amper moeilik om dit weer terug te bring. Maar as ons 4 weke bevat van besinning en ons neem dit, kan ons sê ernstig op, nie dat dit moet ernstig wees nie, maar kom ons neem dit met 'n besondere eie waarde. Ons neem dit vir onsself en sê, goed, ek gaan myself en my familie en my mense rondom my bewus maak van die tyd van afwagting. Want is 'n tyd van refleksie, en hierdie tyd van die jaar, ook ons tema in hierdie tyd van die jaar op hierdie program Lig op Lig, is 'n tyd van so 'n bietjie terugkyk en vorentoe kyk en waar kom ons vandaan, wat het gebeur. En dis Advent, voor Kersfees. Sommer net vir die wat wil dalk dit uit die Bybel bevestig, die temas van die 4 temas vir Advent is hoop, vreugde, vrede en liefde. Lees gerus in Jesaja hoofstuk 9 vers 6 oor hoop, Romeine 15 vers 3. Of vreugde, Lukas 2 vers 10 en 11, Filippense 4 vers 4, die baie bekende. Vrede, Jesaja 11 vers 6 en Johannes 4 vers 27. Liefde, die baie bekende, Johannes 3 vers 16, 1 Korintiërs 13. Daar's vir jou 'n kragtige samevatting van liefde. Hierdie verse illustreer die temas wat in Advent benadruk word en wat die betekenis van Kersfees versterk. So dit staan nie dat teenoor of wys nie weg nie, dit versterk integraal die tema. Ja, ek wil so 'n bietjie verduidelik wat partykeer gebruik ons 'n woord en dan weet ons nie regtig wat dit beteken nie. Ons het gesê die Oosterse kerk deel van hulle Advent beklemtoon die eskatologiese dimensie van Advent. En dit beteken dat daar 'n sterk klem is op die verwagting van die wederkoms van Christus en die vervulling van God se reddingsplan vir die wêreld. So dit is nie net die wederkoms van Christus nie, maar ook die vervulling van God se reddingsplan. Nou deel daarvan is Kersfees, maar hierdie dimensie het die idee van 'n toekomstige finale koms van Christus waar hy kom na die wêreld, waar hy oor alles sal heers in 'n nuwe volmaakte geregtigheid en vrede sal instel. In Oosters-ortodokse liturgie en gebede gedurende hierdie Advent word hierdie eskatologiese perspektief weerspieël. Hulle doen dit met simbole, hulle doen dit met hulle dade. Hulle fokus op die laaste oordeel, die wederopstanding van die dode, die uiteindelike vestiging van die koninkryk van God. Gelowiges word aangemoedig om hulle lewens te heilig en voor te berei op hierdie toekomstige gebeure. En tydens hierdie tyd van Advent gebruik die Oosters-ortodokse kerk die simbole en liturgiese elemente om eskatologiese hoop te verduidelik, te kommunikeer met hulle. Want ons weet simbole en liturgiese elemente is daar om nie iets weg te steek nie, maar juist duidelik te maak. As 'n mens 'n simbool gebruik, dan sê jy iets daarmee. Ons kan byna sê 'n prentjie of 'n simbool is 'n klomp woorde werd. Hierdie simbole sluit dikwels aan by beelde van die laaste oordeel, die koninklike troon van Christus, die transformasie, die verandering van die kosmos van die hele wêreld. En die eskatologiese dimensie van die Advent in die Oosterse kerk herinner gelowiges daaraan dat terwyl ons die geboorte van Jesus vier, ons ook na vore moet kyk na sy toekomstige koms as koning en heerser. Dit moedig 'n geestelike bewustheid aan en voorbereiding aan, nie net vir Kersviering nie, maar ook vir die uiteindelike vervulling van God se plan vir die wêreld. En hoekom ek dit so 'n bietjie beklemtoon is om te sê, kom ons vat hande en ons leer by die Oosterse ortodokse kerk dat die eskatologiese verwagting hierdie heers van Christus oor die wêreld is ook deel van ons godsdienstbeskouing, is deel van ons verwagting, ons eskatologiese verduideliking vanuit die skrif, of ons dit kry uit die Ou Testament, Jesegiel of Daniël, of in die Nuwe Testament, miskien meer uit Openbaring,
Maak nie saak nie. Telkens word dit vir ons beklemtoon dat Christus die een is wat sal heers oor die hele wêreld. En ons kan eintlik by hulle leer. Baie keer is ons so 'n teenstelling en afwagting van kerke teenoor mekaar. Kom ons vat elemente wat vir ons reg en goed is, opbouend is, en ons leer van mekaar. Want ons is een en dieselfde kerk van Christus op hierdie aarde. En aangesien ons nie volmaak is nie, kan ons seker maar by mekaar leer. So ja, dis 'n bietjie meer oor Advent, die laaste 4 of die 4 weke voor Kersfees, nie die laaste 4, nie 4 weke voor Kersfees, byna die laaste 4 weke voor die einde van die jaar, gewoonlik omdat Kersfees so naby aan die einde van die jaar is, val dit byna saam, maar nie heeltemal nie. Advent, 'n tyd van afwagting, refleksie, gereedmaking, gebede in die aanloop tot Kersfees. Laat my weet, hoe doen jy dit in jou omgewing, daar waar jy leef, in jou familie of in jou werksomgewing? Laat my weet, ek is Willem Lombard, by 082344131, stuur gerus 'n WhatsApp of SMS en laat my weet hoe en wat. Miskien kan jy vir ons goeie wenke gee om dit kragtadig prakties uit te leef. Dit is tog 'n tyd van die blye boodskap verkondig oor die hele wêreld en almal met wie ons te doen kry. Hierdie program se naam is tog Lig op Lig. Ons praat daaroor op die lig van die wêreld.